Goeiedag julle, ons is nou weer by ons ouer toerusting vir hierdie week. Ons is hierdie week in les 26 volgens ons kateksasie handleiding, les 27, en ons gaan hier stilstaan weer by die voortgang van Jesus se bediening in Galilea. Is op die oomblik as ons hier in die lewe van Jesus stilstaan in ons kateksasie onderrig vir ons kinders, is ons in die lewe van Jesus. En ons volg die storielyn soos wat Lukas dit vir ons vertel. Jy sal sien in die kateksasie handleiding is daar nog baie ander gedeeltes in die evangelies wat ook gegee word, maar hier in ons toerusting volg ons die lyn van Lukas. Nou, Lukas fokus op Jesus se Galilea bediening van hoofstuk 4 af tot aan die einde van hoofstuk 9, of eintlik tot by amper aan die einde van hoofstuk 9, by hoofstuk 9 vers 51. Soos is steeds in Jesus se Galilea bediening, in die 27 gaan dit oor die voortgang daarvan, maar dan ook verset daarteen. Nou ons fokus gaan hierdie week wees op Lukas 9 vers 1 tot 17 en daarmee saam op Johannes 6 vers 25 tot 71. Nou Johannes 6 kom veral ter sprake wanneer ons in Lukas 9 gaan wees vers 10 tot by vers 17. So ons gaan so deur Lukas 9 vers 1 tot 17 werk, en dan vooral vers 10 tot 17 gaan ons dan uiteindelik ook verwys na Johannes 6 toe. Gaan nie in detail ingaan in Johannes 6 nie, daar is 'n reusel detail, en wonderlike en mooi detail ook, maar ja, dan word dit natuurlik ook te lank, en ek dink, ek sal 'n bietjie vir julle probeer uitlig ook wat ons vir ons kinders moet wys, soos wat ons deur Johannes 6 lees, of 'n mens hoef dalk nie eers heeltemal deur Johannes 6 te lees, mens kan dalk bly by Lukas 9 vers 10 tot 17 en dan net verwys ook na Johannes 6, soos wat ons hier in die toerusting gaan doen. Ek dink ons gaan ons toerusting sessie weer so in, of ons toerusting hierdie week weer in sessies indeel. Ek dink kom ons staan eers stil by die voortgang van Jesus se bediening, en soos wat Lukas 9 vers 1 tot 6 vir ons vertel, en dan sal ons in 'n volgende sessie of 2 dan die res van vers 7 van Lukas 9 tot by vers 17 dan behandel. Nou, as ons in Lukas 9 lees en ons kom by vers 1 en 2, dan sien ons, hier gebeur die voortgang van Jesus se bediening. Maar, wat nou opval hier in hoofstuk 9, en wat ons tot dusver nog nie gesien het, tot dusver nie, is dat Jesus nou nie alleen verkondig nie. Kyk, dit is een van die groot fokuspunte van die groot goeders wat Lukas uitlig. Wanneer Jesus hier in Galilea besig is, dan is hy besig om die evangelie van die koninkryk te verkondig. Hy wys, ek is die koning van die koninkryk, ek bring die koninkryk, ek is die een wat die koninkryk laat kom, God se koninkryk laat kom hier in 'n wêreld in vervloek as gevolg van die sondeval, onder die oordeel van God, binne in die sondeslawerny en slawerny onder Satan, laat ek God se koninkryk deurbreek, daarmee vernietig ek Satan, ek dryf goddeloosheid in die hel in, maar ek laat almal wat in my glo na my toe bekeer ook deel in 'n nuwe verhouding met God, onder God se koningsheerskappy op weg in volheid daarvan op die nuwe aarde. Nou dis wat Jesus verkondig, hy sê ek is die koning wat dit bring, en dan wys Jesus dit met sy wonderwerke hier in die Galilea bediening. Maar wat dan opval as ons hier in hoofstuk 9 kom, is dat Jesus dit nie meer alleen doen nie. In vers 1 en 2. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels of demone en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. En dan in versie 6 sien ons hoe dit gebeur, en hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. So dis 'n nuwe ding hier in die bediening van Jesus in Galilea. Nou, as Jesus hier praat van die 12, dan is dit natuurlik nie al disippels wat hy gehad het nie. Jesus het baie disippels gehad. Ons is ook disippels van Jesus, wanneer ons glo gelowiges is disippels, maar die 12 is 'n afgesonderde groep, en Jesus noem hulle ook apostels, en ons lees die eerste keer van hulle in hoofstuk 6 vers 12 tot 16, en kom met julle kinders dalk daarmee saamgaan, waar Jesus 12 afgesonder het, hulle name word ook al genoem, Petrus, Johannes, Jakobus en so aan,
en hulle is apostels. Apostels beteken gestuurdes. Jesus stuur hulle uit. En nou hier vir die eerste keer stuur Jesus. Hulle het van hoofstuk 8 vers 1 word daar ook vertel heeltyd van hoe hierdie 12 saam met Jesus beweeg. Maar hier is hulle nou die gestuurdes. Hulle gaan nou en hulle gaan die koninkryk verkondig. Deur hulle en in hulle versprei Jesus die evangelie van die koninkryk van God net soveel vinniger. Nou, baie belangrik, kyk hoe word hulle toegerus in vers 1. In en deur hulle doen Jesus wonderwerke, dryf hy demone uit, maak hy siekes gesond. Nou, in ander woorde, hierdie ouens doen eintlik presies wat Jesus doen. Met woorde word die koms van die koninkryk verkondig, met wonders word dit gewys. Dit is wat Jesus die hele tyd doen, en nou gee Jesus vir hulle mag en gesag. Jesus gee dit vir hulle. Dis nie asof hulle nou onafhanklik los van Jesus hierdie goed kan doen. Nee, Jesus is deur sy gees in en deur hulle aan die werk. En dit is net wonderlik wanneer hulle preek en wanneer hulle wonders doen, hierdie apostels, dan word die toekoms van die koninkryk al klaar teenwoordig. Dis 'n wonderlike ding. In die prediking van Jesus en in die wonders wat hy doen, en so ook in die prediking en die wonders van sy apostels, word die toekoms nou, die koninkryk van God wat in volheid uiteindelik kom, begin nou al deurbreek. Ek het 'n bietjie gesien hoe mense dit in hoofstuk 10. In hoofstuk 10 is daar ook weer gestuur. Dis daar is dit 70. Maar dan sien ons nogals hoe Jesus sy koninkryk kragtig laat deurbreek in en deur die verkondiging en die wonders wat die apostels doen. Kyk na vers 8 tot 11 by Lukas 10, waar Jesus dan met hulle praat en dan sê hy, en in watter stad julle ook mag ingaan en hulle julle ontvang, een wat aan, of nee, excuse, laat ek dit weer lees, en in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is. En sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom, naby julle. Want die koning is hier in ons, die koning is deur sy gees hier in ons, daarom naby ons. Vers 10 staan daar, van Lukas 10, maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, gee ons vir julle af. Maar tog moet julle weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het. In en deur die apostels is Jesus daar, die koning is daar, daarom is die koninkryk daar, deur die werking van die Heilige Gees. In hoofstuk 10 vers 17 tot 18 staan daar, en die 70 het met blydskap teruggekom, dis nou die 70 wat Jesus uitgestuur het in hoofstuk 10, en gesê, Here, ook die demone onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Met ander woorde, in die verkondiging van die koninkryk, in die wonders wat hierdie apostels doen, breek die koninkryk van God regtig deur, en dit gebeur deur die oorwinning wat daar plaasvind oor Satan. Jesus oorwin Satan, hy is die koning wat Satan oorwin, en dan is dit nie net hy in sy persoon wat dit doen nie, nee, hy doen dit ook deur sy apostels, bereik hy hierdie oorwinning. Wonderlik. In die uitstuur van die apostels, om die koninkryk daar waar hulle preek, daar waar hulle wonders doen. En so is Jesus besig om sy bediening eintlik net te versnel daar in Galilea. Nee, hy sit die spoed net op, nee, en waarteen die koninkryk evangelie in die wêreld ingaan. En belangrik, op hulle missie is die 12 wat nou gaan radikaal afhanklik van Jesus. Hulle is nooit ouens op hulle eie nie. Dit sien ons in vers 3 en vers 4. Hulle moet geen voorsiening maak nie. Jesus voorsien. Hoe voorsien hy? Kyk na vers 3 en 4 van hoofstuk 9. Daar staan, en vir hulle het hy gesê, neem niks vir die pad saam nie, geen stokke of reissakke of brood of geld nie,
en geen een van julle moet 2 kledingstukke hê nie, en in watter huis julle ook mag ingaan, bly daar en gaan daar vandaan af verder. So dit is die manier hoe die disippels, hoe die 12 bestuurders hulle missie moet doen in radikale afhanklikheid van Jesus, want uiteindelik is dit Jesus wat aan die werk is en nie hulle wat aan die werk is nie, daarom hierdie radikale afhanklikheid. En belangrik, volgende ding wat belangrik is in versie 5 sien ons dit, wat gebeur as daar verset is teen die disippels? Nou, soos ons nou eintlik al gesê het, in Jesus se gestuurdes is Jesus self aan die werk en daarom wanneer die gestuurde verag word Jesus verag. Dis wat Hoofstuk 10 vers 16 sê. Lukas 10 vers 16 sê, wie na julle luister na my. En wie julle verwerp my. En wie my verwerp hom wat my gestuur het. Jy verwerp God as jy Jesus verwerp. As jy Jesus se gestuurdes wat die woord bring, die woord preek verwerp, dan verwerp jy Jesus. Dis 'n skrikwekkende ding en die oordeel daaroor is verskriklik. Sien dit in Lukas 10 vers 10 tot 12. Daarvoor staan, maar in watter stad julle ook al mag ingaan en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate en sê selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons van julle vir julle af, maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het, en ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag, as vir daardie stad, vir daardie mense, wat Jesus se boodskappers, Jesus se gestuurdes, en daarom ook vir Jesus verwerp het. 'n teken van hierdie oordeel is wanneer die apostels, die gestuurdes, die stof van hulle voete afskit, of van hulle skoene afvee. Is 'n teken wat sê, hier kom oordeel. So, wat ons hier moet raak sien, is kyk hoe gaan Jesus se bediening voort. Hy sit dit voort deur sy apostels. Hy doen in en deur sy apostels wat hy self doen. Wat is dit? Hy preek die een koninkryk, hy wys die koninkryk. En hierdie missie van die apostels is in radikale afhanklikheid, en ons moet dit weet. As ons nie luister na die boodskap van die apostels, eintlik soos wat ons dit kry in die Nuwe Testament, dan kom ons onder die oordeel van God. Maar wanneer ons die boodskap van die apostels aanneem, die evangelie en die Jesus van die evangelie, dan deel ons in die verlossing van die koninkryk van God. Wat 'n wonder. Nou in ons volgende sessie sal ons aanbeweeg na Lukas 9 vers 7 toe. En tot 9, dit gaan 'n sessie op sy eie wees, en dan sessie op sy eie wees vers 10 tot by vers 17.